Kom ons bid saam. Heilige Gees, Here, ons bid vanmôre met opregte harte dat U die skrif vir ons sal oopbreek. Ons bid, Here, dat U ons sal kom voed met die brood van ewige lewe, soos ons Here Jesus Christus ons geleer het, dat 'n mens lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat die Here spreek. Daarom bid ons, Here, dat U sal spreek vanmôre en ons as die huis se sin luister. Amen. Goed, kom ons lees saam en dan kan ons bietjie by 'n paar plekke stil staan vanmôre. Ek gaan vir julle begin by Matteus 1 vanaf vers 18. Met die opskrif die geboorte van Jesus Christus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria en Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Hierdie naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Net tot sover. Sal julle weer vir my daai slide opsit met die tema asseblief, Beryl, as jy hom het. So gemeente, ek het vir julle op WhatsApp so en op Facebook so 'n vraag gevra, waar vanoggend eintlik gaan, want ons gaan Kersoggend weer hierdie teksgedeelte lees, maar ons gaan dan fokus op die geboorte van ons Here Jesus. Vanmôre wil ek fokus op sy ouers. En ek wil hê ons moet as 'n gemeente reflekteer op wat deur hierdie mense se gemoedere moes gaan en deur hulle gedagtes moes gaan, want hulle was mense soos ek en jy. En dit was 'n interessante gesprek in my huis gesin, so wat ek die preek voorberei en ek en Jasmine reflekteer op die idee wat ons in ons kop het oor Kersfees en oor wat presies het gebeur en wanneer het wat gebeur ensovoorts. En die vraag wat by my opgekom het die hele tyd, in hierdie konteks met dit wat Josef geweet het en wat vir hom, as mens dit so kan stel, bekend was, waarop hom 'n vraag gevra, kan ek God gehoorsaam voordat ek hom verstaan? Bedoelende, wanneer die Here naby kom partykeer, en dit sal ons nou donderdag meer in diepte na kyk, maar wanneer die Here naby kom, gee hy net genoeg lig vir jou voete. As jy dink aan Psalm 119, sê dit nie die Here wys vir jou die horisonne nie, doen dit. Dit sê die woord van die Here is 'n lamp vir jou voete. Een tree voor die ander, een tree voor die ander. En dit gaan oor openbaring. Want die rede hoekom ek hieroor wil praat is, wanneer ek luister na dominees se preke in hierdie tyd en ook in gesprekke wat ek met kollegas het, is daar nogal 'n tendens wat my baie bekommerd maak. En dit gaan daaroor dat ons op 'n plek gekom het in die samelewing waarin ons is, waar ons twyfel en onsekerheid beskou as 'n deug. Wat ek daarmee bedoel is, ons beskou dit as edel om te twyfel. Edel om onseker te wees, want God is tog verhewe bo u en ek. Die Here se wee is nie my en jou wee nie, hoe die Here wandel is nie hoe ek en jy wandel nie, want God is God en jy is sy skepsel. En dit word beskou as 'n goeie ding. As jy sekerheid het, of as jy iets met sekerheid wil verkondig, of iets met sekerheid wil vashou, dan word dit beskou as arrogant. Dit word beskou as arrogant in vandag se samelewing. En die grootheid van God word dan misbruik om mense in 'n toestand van twyfel te los, eerder as om mense te lei na vaste vertroue. En in Advent, broer en suster, gaan dit daaroor dat ek en jy vashou en vertrou op die beloftes van die Here. Hy het dit beloof. En die hele Bybel van Genesis tot Openbaring gaan oor hoe God
daardie beloftes nakom, vervul, soos hy beloof het. En dit bring ons by Josef vanoggend, want die beloftes van die Here oor die Messias en die koms van die Messias speel af in sy eie huis, maar hy verstaan dit nie. Hy verstaan dit nie. Wat die Bybel vir my en vir jou leer, en hierdie is as jy notas vat vanoggend, asseblief skryf hierdie neer. Wat die Bybel baie duidelik oor is dat die Here deur middel van openbaring, bekendstelling, het die Here hom binne ons bereik gebring. Jy kan hom leer ken, sy karakter, sy hartklop, die wil van God, dit is binne ons bereik. Maar wat God nie gedoen het nie, is hy het homself nie binne ons beheer geplaas nie. So wanneer dit kom by die misterie van God, en wanneer dit kom by God se grootheid, is daar misterie, onsekerheid, want die Here is nie deur ons beheerbaar nie. Maak dit vir jou sin? So hy is binne jou bereik, jy kan sekere goed van God seker weet, en seker vertrou, en aan vashou, anker. Maar jy kan nie God beheer nie, want hy is verhewe. En hy sien die volle prentjie, ek en jy sien maar ten dele. Ons verstaan insig is maar beperk. So wanneer mense God se misterie misbruik om sy openbaring aan my en jou te verswak, wil ek vir julle sê dit verdiep niemand se geloof nie. Dit ondermyn die vertroue in God se openbaring. So ons mag sekerheid hê. Net so seker soos wat die Here gesê het, die Messias gaan kom om julle te verlos, en dit het so plaasgevind. Net so seker soos die Here gesê het, ek gaan opstaan uit die dood uit. Julle gaan hierdie tempel wat julle nou sien gaan afgebreek word, en binne 3 dae gaan ek dit self weer ophuis. Net so seker soos daardie dinge afgespeel het in die geskiedenis van die wêreld, so seker kan ek en jy wees oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, oor die verlossing wat Jesus vir my en vir jou beloof, oor die nuwe lewe wat daar te vind is in Christus, oor vryspraak, oor versoening. Al daai dinge kan jy seker aan vashou. Jy kan seker vashou. Moenie laat mense twyfel saai in jou hart nie. Moenie laat mense twyfel saai nie. Wanneer die psalmdigter sê, die woord is 'n lamp vir my voete, beteken dit ek en u moet nederig wees wanneer ons na die Bybel toe kom, want hy wys nie vir my die hele pad nie. Hy wys net vir my genoeg lig, sodat ek die volgende tree in gehoorsaamheid kan gee, sonder om te struikel. Dit bring ons by Josef. So kom ons gaan terug na die teks toe, vers 18. En dan wil ek net so 'n paar goed vir julle sê vanoggend oor Josef se innerlike stryd. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus, toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, en nog voordat hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Nou weer eens, ons kan hierdie teks lees en die diepte daarvan miskyk. So kom ons gaan gou net na Levitikus toe en Deuteronomium, want ek wil net vir julle konteks gee. Hoekom is hierdie problematies? Hoekom is dit problematies? So Levitikus 20 vers 10 gaan oor die wet, hulle het nou die 10 gebooie ontvang, en die 10 gebooie sê, jy mag nie egbreek pleeg nie, en dan kom ons nou by vers 10, wat het nou 'n bietjie meer verdiep en verklaar. En dan sê dit in vers 10, iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger, moet doodgemaak word. En dit geld vir die man, en ook vir die vrou wat egbreek pleeg. En nou hier word 'n baie belangrike kulturele ding uitgedaag, wat ek net wil hê julle moet aan gaan dink. En Jasmine het selfs my gevra ook in ons gesprekke, dat die persepsie is by baie lidmate daar, dat dit net die vrou is in die Bybel wat gestraf word. As jy dink aan Johannes 8, die vrou wat in oorspel betrap is, sy word gebring om gestenig te word, maar die man is nêrens in ter sprake nie. Maar kan julle sien dat daardie verhaal is 'n misbruik van die wet van God. Rules for thee, but not for me. Nee, daai beginsel. Want dis ondubbelsinnig. Iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. En dit geld vir die man en die vrou. Sien julle dit? Ondubbelsinnig. Albei moet gestraf word vir die daad. Alright, kom ons gaan na Deuteronomium toe. Moses se preek en hoe hulle self nou moet orden in die land van melk en honing. Deuteronomium 22. Vers 22. Vers 22 sê, wanneer 'n man betrap word terwyl hy gemeenskap het met 'n ander man se vrou, moet die man en die vrou wat gemeenskap gehad het albei doodgemaak word. So moet jy hierdie soort kwaad tussen die Israeliete uitroei. En wat ek wil hê julle moet raak sien net, is dit is wat in Josef se agterkop is. Dit is waarin hy grootgemaak is. So hy en sy vrou is nog net verloof, en hulle is nog nie getroud nie, en nou blyk dit of sy swanger is. En wat dink hy as 'n doodnormale mens soos u en ek?
Sy het rondgeloop. Sy het op hom verneek. En sy swanger. En onthou wat interessant is in Matteus se evangelie, is dat hy nie vir my en vir jou sê wat gaan in Josef se hart aan in terme van emosie nie. Hy sê net, hierdie is die lig wat tot sy beskikking is. Hy en Maria is nog net verloof, hulle is ongetroud, hulle het nog nie geslagsgemeenskap gehad nie, en sy swanger. En waar plaas dit vir Josef? Aan die een kant, as hy het 'n regverdige argument om te sê, sy het op my verneek, en daarom moet sy in die openbaar gestenig word. Maar jy kan sien, hy worstel daarmee, want hy is lief vir haar. En daarom sê hy aan die ander kant, as ek by haar bly, dan gaan mense my verdink, en mense gaan sê, ek en sy was ontrou voor ons getroud was. En dan gaan plaas dit my reputasie ensovoorts in gedrang. So kan julle sien die klip in die harde plek waar hy homself bevind. Nou as ons verder lees, dan sê dit die swangerskap het van die Heilige Gees gekom, maar Josef weet dit nog nie. En hier Jasmine vir my 'n interessante vraag gevra wat ek vir u wil deel. Want hier lees ons van Josef se interaksie met die engel, maar in Lukas hoor jy Maria se interaksie met die engel. Maar dit wil vir ons voorkom asof sy nie noodwendig met Josef gepraat het oor wat die engel vir haar gesê het nie. Dit is interessant, is dit nie? Maar partykeer het ons die persepsie, die engel was by Maria en vir haar gesê, jy gaan swanger word en 'n kindjie in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. En toe het hy dadelik gegaan na Josef toe en dieselfde boodskap vir hom gegee. Maar dit wil vir ons voorkom asof dit nie die geval was nie, want Josef blyk, hy let op, hy neem waar sy swanger. En hy verdink egbreek, ontrouheid. Want hoor wat hoe beskryf Matteus Josef se karakter, vers 19. Hy sê haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Nou, wat ek net hier wil hê moet raak sien, is wanneer ons die Here volg, en wanneer ons die Here wil gehoorsaam, is dit nie altyd maklik nie. Ek wil asseblief vir julle moet dit sien, en dit plaas ons baie keer in konflik met geliefdes. Iemand vir wie jy regtig omgee, iemand saam met wie jy 'n pad loop, en dan is die vraag, hoe bestuur jy dit? Want wat hy wil doen is, hy wil regverdig wees vir God, maar hy wil ook barmhartig wees teenoor sy geliefde. En daarom besluit hy om stilweg die verloving te breek. Maar kan julle sien in die woorde, sê dit, hy het hom voorgeneem. Direkte vertaling van daardie gedeelte kan ook sê, dit was nog in sy gedagtes. Hy het nog daaroor gedink. Met ander woorde, hierdie is 'n man wat stoei, en worstel, en wik en weeg. Wat is die regte ding om te doen? Hoe is ek gehoorsaam aan God, maar steeds barmhartig en liefdevol? Hy gaan 'n stilweg breek. En terwyl hy nog met hierdie dinge worstel, dan kom die engel na hom toe, om vir hom te sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Want 'n mens kan opreg wees, broer en suster, maar ons kan nog steeds God misverstaan. Hoor julle dit? Ons kan opreg wees in ons strewe om die regte ding te doen, maar in daardie opregtheid en daardie strewe, as ons nie versigtig is nie, kan ons God misverstaan. Want, is die Messias geprofeteer? Dit wat tot Josef se beskikking was? Absoluut. Is dit geprofeteer dat 'n maagd gaan swanger word? Absoluut. En is nou in sy huis, maar hy verstaan dit nog nie ten volle nie. Eers toe die openbaring kom, toe verstaan hy die volle prentjie. Maar ook nie regtig heeltemal nie, as ons mooi daaroor dink. So dis my tweede gedeelte, God praat deur die engelse ingryping. Terwyl hy nog met hierdie dinge stoei, sê dit die volgende, vers 20. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, hoor julle, so hy het nog nie 'n besluit geneem of dit in uitvoering gebring nie, hy worstel nog nie mee in sy binneste. Terwyl hy dit nog in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn. En hoor nou die Engelse woorde, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees nie. Ek wil net die eerste frasetjie vir jou verduidelik. Hoekom spreek die engel hom aan en herinner hom aan wat sy gesin hy behoort? Deur vir hom te sê, seun van Dawid. Die rede is baie eenvoudig. Dit herinner hom aan die skrifte van die Ou Testament. Dit herinner hom aan die profeseë wat uitgespreek is oor die Messias. En dat hy gaan kom uit die huis van Dawid. Want ons het 'n belofte gemaak dat iemand uit die huis van Dawid altyd op die troon sal sit. God het dit beloof. Nou herinner hy hom, jy, Josef, is uit die huis van Dawid. Hy herinner hom aan die belofte. Moenie bang wees nie. Nou hier wil ek bietjie stil staan. Moenie bang wees nie. Ek wil hê julle moet hoor dat die Bybel nooit vrees beskou as 'n deug nie.
as waardevol nie. Vrees. Vrees kan gesond wees in 'n sekere mate, nee, 'n gesonde vrees vir jou ouers, gesonde vrees vir die polisie om toegesluit te word, gesonde vrees vir die Here. Wysheid begin tog by die vrees van die Here, die dien van die Here. So in daai konteks is dit goed, maar wanneer dit ons besluite begin beïnvloed en ons begin irrasioneel optree, of soos die Engelsman sê, reactionary optree, dan steel dit by jou. En die Bybel konfronteer dit, kan julle dit sien? Telke male wanneer engele aan mense verskyn, is hulle openingswoorde, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Sê dieselfde, moenie bang wees nie. Die vrees wat ons dalk mag hê in ons gemoed word altyd deur God aangespreek direk. Moenie bang wees nie. Dis by jou. En wat hier interessant is, hy gee 'n verklaring vir Josef. Nie bewysstukke of sulke tipe goed nie. Hy verklaar net vir hom, dit wat in Maria gewek is, kom van God. Moenie haar los nie. Moenie haar los nie. Kom ons lees verder. Moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Kan julle ook hierso sien 'n baie interessante klein woordjie. Die engel gee vir Josef 'n opdrag. Met ander woorde, hy betrek Josef by hierdie gebeure. Josef is nie net 'n bystander of 'n toeskouer in hierdie afspeel van hierdie verhaal nie. Hy moet die kind 'n naam gee. En wanneer jy 'n kind 'n naam gee, dan aanvaar jy verantwoordelikheid. Dis die gedagte. So Josef word opgeroep om verantwoordelikheid te aanvaar vir hierdie kindjie wat gebore gaan word. Die seun van God, die Christus. En hy moet hom Jesus noem. En dan kom die verklaring oor hoekom. Deur vir hom te sê, hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Nou kan ek net vir u vra, binne in ons worsteling in Suid-Afrika in 2025, as ons byvoorbeeld nie die Christus gehaat het alreeds nie, en iemand kom na jou toe en jy het hierdie verwagting dat die verdrukking, die vernedering en daai tipe goedjies gaan van jou weggeneem word, en Israel gaan in sy volle reg weer herstel word, en Jesus kom en sê, ek kom verlos jou van jou sonde. Hoe dink jy reageer mense in daai konteks? Is hulle bly? Is hulle teleurgesteld? Is hulle kwaad? Is nie wat hulle verwag het nie. En dit vra vir my en vir u as gemeente, om regtig eerlik te gaan wees oor wat is ons grootste uitdaging in die lewe. Dit is nie ons regering nie. Dit is ons sonde. Die regering bring nie skeiding tussen jou en God nie, maar jou sonde doen. Die regering kan jy nie tot die hel verdoem nie, maar jou sonde kan. Hulle kan dalk jou lewe van jou ontneem hier en nou, maar wat die ewigheid aanbetref, kan hulle niks aan jou doen nie. Hulle kan niks aan jou doen nie. En dit laat my dink aan so 'n film, ek weet nie of julle dit al gekyk het nie, is een van my gunsteling films, wat gaan oor die opstanding van die Here Jesus Christus. Ek het al baie oor die kansel oor gepraat, oor Risen, is die fliek se naam. Maar daar's so 'n moment waar hulle vir Maria Magdalena bring, nie Jesus se ma nie, Maria Magdalena bring, om haar te ondervraag oor die opstanding van Christus. En dan dreig hulle haar met 'n klomp goed, waar hulle vir haar sê, luister, as jy ons nie gaan sê nie, dan gaan ons jou doodmaak. En dan sê sy vir hulle, julle kan niks aan my doen nie. Julle kan my dalk doodmaak in die hier en nou, maar ek is vir altyd behoue in Christus. Dan sê hulle, goed, ons gaan al jou besittings wegvat. Dan sê sy, niks is in elk geval myne nie. Alles behoort aan hom. So vat dit as julle dit wil vat. Dan sê hulle, okay, fine, as jy met ons praat, dan sal ons jou vrylaat. Dan kyk sy hulle so in glimlag, dan sê sy, ek is reeds vry. Ek is reeds vry. Kry hoendervleis. Daar's niks wat jy my kan bied, wat ek nie in Christus gevind het nie. Niks wat jy my kan bied nie. Daar's niks wat jy my kan ontneem, want ek behoort in elk geval niks nie. Of besit in elk geval niks nie. Alles is syne, ek's maar 'n rentmeester. So kan julle dink hoe ons geroep word om anders te dink oor die lewe. So kan jy God gehoorsaam voordat jy hom verstaan? Die antwoord is, soms word ons geroep om God te gehoorsaam sonder die volle prentjie. Want ons insig is juist beperk. Hy verstaan nie die kruisiging in daai konteks nog nie. Hy weet nie dit is waartoe Jesus op pad is nie, dat hy die lam van God is wat geslag gaan word vir sy volk nie. Hy weet nie die opstanding lê nog voor nie. Al wat hy in hierdie moment het en wat hy hoor van die engel af is, jy moet met hierdie vrou trou, want sy het nie rondgeloop nie. So hy herstel Maria se eer. Hy herstel eintlik dan nou ook hulle verhouding en gee vir hom gewetensrus. Hy troos hom.
om te sê, daar's niks fout om met haar te trou nie. Sy was nie ontrou aan jou nie. En jy moet die regte ding doen, jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir jou huisgesin. En jy moet hom Jesus noem, want hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Waar roep die engel dan vir Josef? Eenvoudig, broer en suster, hy roep hom op om te glo. Dis wat dit beteken om te glo. Jy het 'n vaste oortuiging van dit wat jy nie gesien het nie. Want ons word opgeroep in hierdie adventtyd en kersseisoen om te vertrou op God se karakter en daarop ons vertroue te bou. Nie ander goed nie, maar wie God is, want dit het hy aan jou geopenbaar. En dit moet vir ons genoeg wees. Dit moet vir ons genoeg wees. Hy roep Josef op om te glo. Ter afsluiting, gehoorsaamheid sonder volle verstaan is die laaste puntjie wat ek na julle toe wil bring. Die fokus skuif doelbewus deur die engel weg van Josef af nou, na die seun toe, na Christus toe. En dan sê hy vir Josef, jy moet hom 'n naam gee, jy moet hom Jesus noem. So Josef word ingesluit in God se werk. En ons ook. Julle as 'n gemeente van daar agter tot hier ons voor, julle op die galery, almal van ons, hulle wat by die huis luister, ons word ingesluit in God se werk. Die Here is aan die beweeg en die Here doen sekere dinge in Groblersdal en in die Kaap en waar ook al die Here besig is in Namibië. En die vraag is, broer en suster, gaan ons getrou wees aan die roepstem van die Here binne in die konteks waar die Here my en jou plaas? En dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Maar ons word geroep om getrou te wees. Die engel gee self die betekenis van hoekom Jesus kom. Hy is die een wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit gaan nie oor politieke bevryding nie. Dit gaan ook nie oor onmiddellike in die oomblikke vertroosting nie. Dit gaan oor die verlossing van sonde sodat jy die ewigheid saam met God kan geniet. Want die ewigheid is baie lank. Dit is vir altyd. Jou lewe hier op aarde is bitter kort. Bitter kort. Dit is waar die evangelie gaan. Dis waar die evangelie gaan. En nêrens sien ons in hierdie interaksie tussen die engel en Josef, dat die engel vir Josef vra, verstaan jy nou alles nie? Het jy nou volle begrip? Het jy volle insig? Hy vra reaksie. Doen dit. Glo. En dieselfde word vir my en vir jou gevra. Glo julle dat Jesus Christus gekom het? Dat hy God is wat mens geword het? Glo julle die maaglike geboorte, want dit is 'n ongelooflike wonderverhaal dat 'n maagd 'n kindjie in die wêreld gebring het. En daarom die sonde van Adam nie oorgedra is na Jesus Christus toe nie. Hy kon 'n heilige lewe lewe, want hy is die nuwe Adam. Die nuwe Adam. En daarom kan hy vir ons verlossing gee. So God gee nie genoeg lig vir beheer nie, maar altyd genoeg vir die volgende tree van gehoorsaamheid. Altyd. So, ek wil julle uitnodig vanoggend. Advent leer ons nie om in onsekerheid te bly lewe nie. En moenie laat dominees en teoloë en mense wat 'n platform het aanlyn of so aan dit aan jou verkoop, dat jy nie eintlik iets seker kan weet van wie die Here is nie. Dis 'n leuen. Dit ondermyn sy openbaring. Hy sê dit vir ons, dis wie ek is, dis wat ek gedoen het, dis wat ek gepreek het. En Christus is die volkomme openbaring van God. Ons glo dit. Ons moet getrou wees aan die lig wat God reeds vir ons gegee het. Want hy het vir jou lig gegee. Dis in jou hande. Jy by die huis is dalk nie so groot nie, maar dis in jou hande. Dis hoe jy kan leer onderskei wat die wil van God is. Soos Josef word ons ook geroep om die volgende tree te gee op grond van God se karakter, nooit op grond van ons volle begrip nie. Nooit nie. Die vertroosting kom. Hy beloof dit, maar dit kom op sy tyd. Nooit myne en jou nie. Die vertroosting kom, maar op God se tyd. En op Kersdag, donderdag gaan ons hoor. Die vertroosting is reeds hier, want God is Immanuel, en hy is gebore. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, en kom ons vier dit saam, donderdagoggend. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonderlike verhaal. En ons het vanmôre net op Josef en Maria gefokus, en spesifiek op Josef se worseling. Hy is 'n regverdige man, sê die evangelie vir ons. Hy is getrou aan die wet van Moses. Met ander woorde, hy neem sy gehoorsaamheid aan U ernstig op. En dan blyk dit vir hom, sy verloofde is swanger. En hy stoei.
En dit herinner ons, Here, dat ons nie noodwendig altyd die volle prentjie sien nie, maar dat ons daarom in nederigheid ons sal buig voor U en dat ons sal vra, Here, dat U ons sal help met onderskeiding, dat U ons sal help om hierdie spanning te navigeer, wat daar dalk in ons huisgesinne kan wees en in ons gemeente, gemeenskap. Hoe is ons getrou aan die een kant, maar steeds gelykertyd barmhartig? En dan kom die openbaring weer eens. En Josef word opgeroep om te glo. En ek bid, Here, vir elke lidmaat hier teenwoordig, dat ons sal vashou aan die karakter wat U aan ons geopenbaar het in die skrif. Dat U 'n liefdevolle God is. Tegelykertyd dat U 'n heilige God is. Dat U 'n regverdige God is. Barmhartig, geduldig. Dat U 'n Vader is wat oor ons ontferm. En ek bid in hierdie Kersseisoen, te midde van ons hartseer, ons worstelinge, ons sonde en rebellie partykeer, dat U as 'n Vader U oor ons sal ontferm. Dat ons hierdie oproep, kan ek die Here gehoorsaam, al verstaan ek nog nie. Partykeer is dit waantoe U ons roep, want U gee net genoeg lig vir die volgende tree. Dis wat vertroue beteken. Help ons in dit. Seën ons in hierdie week wat nou voorlê, dat ons donderdag met U wil by mekaar sal kom en dat ons die dag sal herdenk wat ons Here Jesus Christus gebore is. Wat 'n wonderlike dag. Blydskap, vreugde. Dankie daarvoor, Here. Seën ons nou as ons die kerkgebou verlaat en mag U verheerlik word in ons huisgesinne en ons verhoudings en waar daar spanning is, Here, mag U vir ons leiding gee oor hoe om dit te navigeer tot eer van U naam. Amen.